Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Ja, die wêreld is nat hier by ons. Ons gaan voort met hierdie ongelooflike hoofstuk in Johannes 6. En ons is by vers 45. En onthou maar dat dit op mekaar volg. So dis baie goed dat iemand die vorige daarse nou ook volg, veral oor hoofstuk 6. So ons kyk na vers 45 vandag. Wanneer Jesus sê, in die profete staan daar geskryf, en hulle sal almal deur God onderrig word. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my. Jo, wat 'n mooi teks. So, baie belangrik wat Jesus hier leer en vir ons sê is dat God is die een wat leer. Nie net 'n menslike leraar nie, of 'n dominee of iemand die, ja, as jy regtig wil leer, moet God jou leer. En dis wat Jesus vir die skare sê. Onthou die hele gesprek gaan oor. Dit het alles begin dat hy die brood van die lewe is. So, en hy sê hulle verstaan nie wat aangaan nie, omdat die Vader hulle nie leer nie. So ware geloof is nie net intellektueel nie. Dis 'n werk van God se genade in die hart. Weet, in 'n wêreld vol stemme, idees en inligting, herinner Jesus ons dat die belangrikste onderwyser die Here self is. Ons moet na hom luister. Dit bring my by die volgende punt, dat om deur God geleer te word, beteken om ontvanklik te wees. Nee, die Griekse woord draai die idee van geopenbaar of ingelig deur God. God se leer is nie 'n geforseerde proses nie, nie wat ons dwing nie, is 'n uitnodiging om te luister. So die vraag is, en daaroor moet u vanoggend regtig eerlik wees, is my hart leerbaar? Die Engelse praat van 'n teachable spirit. So ek sien soveel mense wat nie leerbaar is nie. Weet, ons het 'n keer die idee in ons kop, dis hoe dit werk. Maak nie saak wat die Bybel sê nie, dis wat ek glo. Want ek het een of ander pastoor of iemand gehoor dit sê, en nou is dit wat ek glo, en klaar. Jo, dis nie 'n teachable spirit nie. Teachable spirit sê, maar die Bybel kan my oortuig. Weet, ek wil vra, wat sê die Bybel reg? Ek gaan nie die Bybel verdra om by my siening te pas nie. Ek gaan my siening aanpas om by die Bybel te pas. So is ek beskikbaar vir wat God wil sê. Die derde punt wat ek graag wil vir die deel volgend is dat God leer deur die woord, deur die Gees en deur die Seun. In die woord openbaar die skrif vir ons God en die woord vorm ons hart. Die Heilige Gees kom en hy maak die woord lewend en toepaslik in my lewe. Dis wat gebeur wanneer jy in die kerk sit en jy dink, jo, maar hoe is dit dan nou moontlik dat die dominee dan net vir my gepreek vanoggend? Dis iets wat ek nodig gehad het om te hoor. Vriende, dis hoe die Heilige Gees werk. Ja, die belangrike punt in hierdie teks ook, om na Jesus te kom, is om deur God geleer te wees. As jy nie by Jesus uitkom nie, dan is dit nie God wat vir jou geleer het nie. Want hy is die volmaakte openbaring van God, van wie God is, van God se hart. Dis hoekom Jesus hierdie vers verbind aan die uitnodiging. Elkeen wat gehoor en geleer het van die Vader, kom na my toe. En dan wil ek afsluit met hierdie belangrikste perspektief. Hierdie leer gaan oor 'n lewende verhouding, nie net kennis nie. Kan ek dit weer sê? Dit gaan oor 'n lewende verhouding, nie net kennis nie. Om deur God geleer te word beteken dat my hart verander. God leer my om hom te vertrou, om Jesus te volg,
om my eie stemme van vrees en harde harte te laat stil word. God se leer in hierdie verhouding wat ek met hom leef is altyd vormend. Altyd na Christus toe. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie dat ons hieruit mag geleer het. En ja, Here, vorm ons, leer U ons self om soos Jesus te wees. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.